Valentyn, ek wil sommer 'n bietjie by jou hoor. Ek dink nie mense kan genoeg oor veiligheid gesels nie. Wat is jou en jou jagmaat se veiligheidsprotokol amper kan ek sê, en as jy miskien so 'n bietjie oor veiligheidsknippe kan praat, hoe julle dit gebruik? Goed, ja, so, wel, kom ons begin net eers as ons bo op 'n bakkie is, en op pad veld toe of so, dan is niemand se gewere gewoonlik gelaai nie, behalwe as as jy nou regtig een skietsak het dalk op die bakkie, dan sal daai een persoon sin sal dalk wees. Andersins, as jy dan afklim, ek verkies in elk geval waar moontlik om altyd te stap en jag. In die Vrystaat is dit nou 'n bietjie moeiliker. Ja. Maar as jy nou veral in die Bosveld is, so as ek dan afklim, ek gebruik my geweer se veiligheidsknip. Ander mense gebruik dit dalk weer nie. Hulle sal dalk die slot oophou of so, maar ek gebruik nogal my geweer se veiligheidsknip. Dink as jy dit reg gebruik, as jy maar net baie seker maak oor jou geweer, hoe hy funksioneer en hoe hy werk, dit is die belangrikste deel, en dan maar net standaard goed, geweer loop altyd net in 'n veilige rigting wys en so, en dan dink ek as jy heel veilig, wanneer jy deur 'n draad klim of so, maak maar 100% klim, gee geweer aan vir die persoon saam of die gids, klim deur, vat weer die geweer oor, daai tipe van basiese dinge waar mens maar mee groot word, dink ek is verskriklik belangrik. Ja, lekker. Jan, 'n bietjie toevoegings daar? Daar jy weet, om ons sport te beskerm en mense lewe te beskerm, dink ek die veiligheid aspek is een van die heel belangrikste goed om na te kyk. Ja. Jy weet, ek dink almal van ons het al verskeie keer gehoor hoe laai die duiwel geweer. En dis 'n belangrike ding om gedagte te hou. Ek vertrou persoonlik nie 'n veiligheidsknip baie nie. Ek sal 'n veiligheidsknip gebruik wanneer ek heel op my eie is. Meeste van die tyd as daar mense rondom my is, sal ek sal die slot nie toemaak nie, eerder as om die veiligheidsknip te gebruik. Goed. En vir alles 'n ou deur drade klim of jy weet jou toestande verander, is dit beter om haal die patroon uit die loop uit en doen wat jy moet doen, en as jy aan die ander kant kom, dan begin jy weer van voor af. Dit is in elk geval 'n goeie ding om gereeld na die veiligheidsgoeders te kyk. Goed. Op die baan is ons baie streng oor veiligheid hierso, en as jy byvoorbeeld lê en skiet dit of staan en skiet dit, en jy het klaar geskiet, mag jy nie van die punt af terug staan voordat die baanoffisier nie seker gemaak het dat jou magasyn leeg is en dat daar nie 'n patroon in jou kamer is nie, of 'n dop nie of enigiets nie. Ja. Eers wanneer jy die bevel kry dat jou geweer kleer is, kan jy hom op die rak gaan sit. So die ouens is baie veilig daar. En dit het oorgespoel in ons jag in. Jy weet, wanneer ons jakkalse jag en ons is 'n paar manne op die bakkie, dan as jy by die bakkie kom om op te klim, haal jy die patroon, jy haal die magasyn uit die geweer uit, maak die slot oop, jy haal 'n patroon uit, en dan wys jy die geweer vir 'n ou op die bakkie of op die grond. Goed. Voordat jy op die bakkie klim, jy gee hom aan, en hy sê vir jou, okay, ek stem saam, jou geweer is veilig. Goed. En dan eers, jy weet, dan klim jy op 'n bakkie. Ja. En ons is dieselfde, jy weet, as mens ry en skiet, is daar net een geweer op 'n slag uit, en die ou wat die geweer uit is, hy het nie noodwendig rond in die kamer nie. Jy weet, wanneer jy ry en jakkals geskiet en so, is daar altyd tyd om, as jy 'n oog kry, om 'n patroon in die loop in te stoot, jy weet. Anders as jy weer soos daai man wat so vinnig geskiet, die dominee wat so vinnig geskiet het, jy weet. As jy voor die bakkie staan, dan raak jy nie sneller en dan gaan die skoot af. So ou moet baie versigtig wees daarso. Ja. En ek weet baie van die bane in Amerika het hulle indikators, so 'n plastiek vlaggie wat jy in jou kamer instoot, en dan steek jy so die kant van die geweer uit om vir die ouens te wys dat jou geweer veilig is. Dis reg, Jy kan nie te veilig wees nie, jy weet, jy kan nie te veel doen om veiligheid nie. En ou moet maar seker maak, want die probleem met hierdie ding, as 'n ding verkeerd loop, is daar nie 'n rewind knoppie waar jy kan druk nie, jy weet, is regtig onomkeerbaar as daar 'n groot fout kom. Ek weet nie of jy terug onthou toe ons op skool was daar 'n ou in die distrik wat windhonde gehad het, en hy het agter die jakkals aangejaag met die enkelskoot haalgeweer, en afgeklim van die bakkie af, en hy sit toe die geweer sommer agter op die bakkie se bak neer. Goed. Maar iets het ergens fout gegaan, want hy het nie seker gemaak die geweer is veilig nie. En die geweer wys toe reguit na die bestuurder sitplek toe, en toe hy die deur oopmaak, toe spring een van die windhonde op, en hy trap op die sneller, en hy skiet die voorkussing, en die pleise uit hom uitstaan, voor die in die bakkie. So met die
genade van bo was hy 'n sekond of twee te stadig, jy weet, daar so besit het, sit toe 'n groot gat. En hy was baie versigtiger met sy geweer van toe af, jy weet, so hy moet versigtig wees. Absoluut, loop maklik verkeerd. Nee, is so. Kyk, ek en Johannes, my seun ons is vergeetagtige ouens, hoor, maar ek hou van daai raad van jou, jy het dit al 'n vorige keer vir my gegee, waar ons met mekaar praat, jy weet, en ons sê vir mekaar hy's veilig, en die ander een, as ek nie vir jou sê nie, dan vra jy my, is hy veilig, jy weet, so, ons het nou gister ook weer in verskillende stands gesit, en nou sit ek met hierdie semi-outomatiese 3006, wat, jy weet, as jy daai sneller trek, dan is hy onmiddellik weer gevaarlik. En toe het ek vir hom gesê, as jy my hoor skiet, die eerste ding wat ons het nou 2 rigting radiootjies, die eerste ding wat jy my vra is, maak die geweer veilig, jy weet, laat hy net vir my herinner. En, nou ja, ons het toe nou gister geskiet, en hy sê hy het eers sy water en ligte uitgeskrik, want hy sit net so 300 tree van my af, so hier blaf hierdie 3006, en eerste ding oor die radio, maak veilig. So as dinge werk, mooi. Maar dis die regte ding om te doen, dis verseker jy sal nie spyt wees as mens dit aanhou om dit te doen nie. Absoluut, en die semi-outomatiese wapen, plus ons vergeet agter, nou, toe ons nou klaar gejag het en alles, nou klim hy lyk my af van die tower stand af, nee, en net, hy sê hy maak nou dood seker, hy vat al sy goedjies saam, ek gaan hom nou iewers langs die pad kry. Hier kom ek op die 2-rigting radio, en dan sê ek vir hom, hoor ons kom jou haal, maar die 2-rigting radio is nog bo in die tower stand, toe herinner dit hom daarom om op te klim, jy weet, so, kyk, ons is lekker vergeetagtig, so, goed, so, die veiligheidstip, Jan, net vinnig dalk, die mechanika, is hulle almal dieselfde, en verstaan jy iets van die, kyk, want ek sit in die stand met hom, ek kan nie met daai ding, ek kan hom nie span as hier van 50 meter af herd staan nie, so ek span hom maar, ek moet, en dan sit ek die veilige strip aan, nou sit ek hom so een kant by my, jy weet, is daar iets in hom wat, goed, mens weet, die partykeer val die goed en hulle gaan af, is daar seker is wat veiliger is as ander, of is hulle maar almal net so half veilig of wat, die mechanika van dit? Danie, daar's 'n hele paar verskillende maniere hoe die meganismes werk. Die onveiliger een van die klomp is die een wat net die sneller basis blok. Dan kry jy ene wat die slagpen vashou, jy weet, hy keer dat die slagpen nie kan vorentoe hardloop nie. So jy kan die sneller maar trek, die slagpen word nie, is waar hy gerem word, en dan is daar goed soos die bladers, wat wanneer jy hom veilig maak, dan ontspan jy die slagpenveer totaal en al. Goed. So daar's geen spanning op die slagpenveer nie. So daar's 'n hele paar verskillende maniere wat die ouens dit op doen. Goed. En ek meen as hy ou alleen in 'n stand is of alleen op 'n plek sit, dan kan jy nie anders nie. Jy moet rond in die kamer sit en jy moet jou geweer veilig hou. Ja. Die belangrike ding is, jy weet, partykeer dalk veiliger om die geweer plat op die vloer te sit, jy weet, of dat hy nie kan omval nie, want dit het al verskeie kere gebeur dat 'n geweer wat val, afgaan. Ja. Wanneer die geweer invoer in Australië, die douane toets die geweere, en een van die toetse wat hulle doen is om die geweer te span, en dan laat hulle hom so 300 mm op sy kolf val, van 300 mm hoog af, jy weet, en dan mag hy nie afgaan nie, as hy afgaan, dan laat hulle hom nie toe nie, jy moet hom laat herstel voor jy hom kan inbring in die land in. Ek verstaan. Dit is goeders wat belangrik is om na te kyk. Goed. Ek het gedog nou, alle Australiese gewere het sulke skade so aan die kant, want hulle laat hom so sywaarts val. Alle so, daarmee dit is. Op die kolf. Ja. Ons het gelukkig meeste van ons het in die weermag geleer, jy laat nie geweer val nie, want sy val, dan val jy ook. Ja nee. As die geweer op die grond val, dan sê die korporaal, jy het hom laat val, dan val jy langsom. Ja, absoluut. Ja.